Ek lees dan nou vir ons saam uit 1 Johannes 5, vers 1 tot 5. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader lief het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie gehoorsaam. Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enigeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Ons lees net so ver. Ek weet nie of iemand anders is wat op weekliks die huisgenoot lees nie, maar as jy weet hoe die huisgenoot saamgestel is, dan sal jy weet net so na die middelbladsy is daar gewoonlik 'n paar speletjies vir die jonger lesers. Een van hierdie speletjies het 2 prentjies, amper identiese prentjies, wat langs mekaar geplaas word, en dan moet ons as lesers die verskille tussen die prentjies gaan soek en gaan omkring. Hierdie prentjie lyk gewoonlik soos iets van die prentjie wat op die bord is. Nou wanneer Johannes die brief van 1 Johannes skryf, dan bevind hy hom in 'n tyd wat vreemde idees begin kop uitsteek onder gelowiges. Een groep gelowiges het byvoorbeeld begin verkondig dat ons geloof en ons optrede eintlik 2 heeltemal verskillende goed is, wat absoluut niks met mekaar te doen het nie. Daarom, volgens hulle, hoef ons nie volgens die wette van God te leef nie, want ons optrede het niks met ons geloof te doen nie. En in elk geval, God se genade is dan in elk geval so groot, dat hy al ons sonde sal vergewe, en daarom kan ons maar opsetlik aanhou met sonde doen. 'n ander groep met hulle vreemde idees het weer begin verkondig dat hulle nie eintlik vir God nodig het nie. Met hulle eie wysheid en kennis kan hulle self kom red. Hierdie groep glo weer eens dat hulle nie die wette van God hoef te onderhou nie. Op hulle eie, deur hulle eie kennis, hulle eie optrede, sou hulle self in die hemel kan kry. Johannes skryf dan nou hierdie brief vir ons as gelowiges, om ons te kom waarsku teen hierdie groepe met hulle vreemde idees. Volgens Johannes is hierdie 2 groepe eintlik net besig om die genade van God en die kruisiging van Christus te kom goedkoop maak. Want hulle manier van glo en dink stem glad nie ooreen met wat God in sy woord vir ons kom sê het nie. In 1 Johannes is Johannes dan besig om vir ons 2 van hierdie huisgenootprentjies langs mekaar te kom sit, om vir ons wie glo soos wat God in sy woord kom sê, te kom verduidelik waarom ons anders glo, anders dink en anders leef, as mense wat nie volgens die wet van God leef nie, en wat dink dat hulle nie vir God nodig het nie. Nou soos wat ek gesê het, hierdie prentjies in huisgenoot gewoonlik 'n paar dinge wat presies dieselfde is, maar dan is daar ook 'n paar goed wat verskil. In vanoggend se teksgedeelte kom sê Johannes nie vir ons wat dieselfde is tussen ons as gelowiges en ongelowiges nie. Ek dink wel dis vir ons vanoggend belangrik om eerstens hierdie ooreenkomste tussen ons uit te wys, soos wat Paulus dit in Romeine doen. Want eers as ons verstaan dat ons en ongelowiges op sekere vlakke tog dieselfde is, dan sal ons kan verstaan presies wie en wat ons as gelowiges uiteindelik ook heeltemal anders kom maak. Nou een van die dinge wat presies dieselfde is tussen ons wat in God glo en die wie nie in God glo nie, is dat ons almal ewe sondig is. Gelowiges is nie minder sondig as ongelowiges nie. Dis nie net ongelowiges wat in die tronk is, wat vloek of wat oor stopstrate ry nie. Ons is almal ewe sondig. Ons is almal ewig ongelowig op sekere sinne, want ons almal volg tog ons eie kop. Die tweede ding wat dieselfde is tussen hierdie 2 huisgenootprentjies,
is dat geen een van ons, of ons in God glo of nie, onsself kan red nie. Ons almal het die genade van God ewe nodig. Sonder God is elke liewe een van ons totaal en al verlore. Ons almal se sondigheid en ons almal se verlorenheid sonder God maak dat ons vanuit onsself ook maar op sekere plekke dieselfde is as die ongelowiges. Tog kom wys Johannes in vanoggend se teksgedeelte dat daar ook dinge is wat ons heeltemal anders maak as die ongelowiges. Hierdie verskille wat ons anders kom maak, is geanker in God. Met ander woorde, op ons eie is ons nie beter of anders as ongelowiges nie. Alleen wie God is en wat hy vir ons kom doen het, kom maak ons anders. Die eerste verskil tussen hierdie twee prentjies wat Johannes vir ons kom omkring, is dat ons, wanneer ons bely dat Jesus die Christus is, kinders van God is. Die 2020 vertaling vertaal hierdie vers nog beter wanneer dit sê, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. Gemeente, geloof kom nie vanuit onsself nie. Dis nie ons wat eendag opgestaan het en besluit het dat ons nou in God wil glo en dat ons nou wil bely dat Jesus die Christus is nie. Dink bietjie aan 'n kind wat gebore word. 'n kind kies mos nie om gebore te word nie. 'n kind kan nie kies wie sy ma of pa moet wees nie. En net so is dit met ons wie uit God gebore is. Ons het nie gekies om uit God gebore te word nie. Dis God wat gekies het. Hy het gekies dat ons sy kinders moet wees. Hy het dit reeds gekies en besluit aan die begin van Genesis, toe hy kom beloof het dat hy ons God sal wees. Dis God wat kies dat ons in hom moet glo en daarom deur die werk van die Heilige Gees kom wek hy hierdie geloof in ons elkeen se hart. Ons geloof begin daarom nie by ons nie, maar dit begin by God. Om geloof te probeer losmaak van God is totaal en al onmoontlik. Want sonder God sou geen een van ons kon bely het dat Jesus die Christus is nie. Sonder God sou geen een van ons uit hom gebore kon wees nie. Die eerste verskil tussen hierdie twee prentjies is daarom dat ons uit God gebore is, dat ons kinders van God is. Vir die ongelowiges is dit nie waar nie. Hulle is nie uit God gebore nie. Hulle leef nie met die geloofsoortuiging dat God hulle Vader is en dat hy hulle deur die kruis van Christus kom red het nie. Volgens die ongelowiges het hulle nie vir God nodig nie. Want met hulle eie kennis en wysheid kan hulle self kom red. Onder die leiding van die Heilige Gees is ons wie uit God gebore is, egter bewus van die feit dat ons vir God nodig het. Daarom bely ons dat Jesus die Christus is. Dit beteken dat ons bely dat Jesus is soos wat God beloof het hy is. In Jesaja 53 het God kom sê dat hy vir ons 'n verlosser sal stuur. Iemand wat in ons plek gestraf, verneder en gepynig sou word. God kom beloof dat ons 'n verlosser sal kry wie ons sondes op hom sou neem. Wanneer Jesus dan 2000 jaar gelede ly, gekruisig word en uiteindelik die dood oorwin, dan kom maak hy hierdie woorde van God in Jesaja 53 vir ons elkeen waar. Daarom lei die Gees van God ons, wie kinders van God is, om te bely dat Jesus inderdaad die Christus is. Dat Jesus waarlik in ons plek gesterf het. Dat hy ons sondes op hom geneem het en ter dood veroordeel is. Ons bely hierdie as die enigste waarheid, want dis nie mense wat hierdie waarheid aan ons kom verkondig het nie. Dis die Gees van God wat ons kom oortuig van hierdie waarheid en van die feit dat Jesus die Christus is. Johannes se twee prentjies. Ons verskil van ongelowiges, want God is genadig.
Hy kom skenk aan ons die geskenk van geloof. Hy kom skenk aan ons die geloof van kindskap. Hy kom roep ons elkeen op die naam en kom kies om ons God te wees. Omdat hy elkeen van ons eerste op die naam geroep het en ons syne kom maak het, lei die Gees van God ons dan nou om in vrymoedigheid na God toe te gaan en hom te kan aanspreek as ons Vader. Op so 'n manier is die eerste verskil tussen ons as gelowiges en die ongelowiges geanker in wie God is en in wat hy vir elkeen van ons kom doen het. Terug by die 2 huisgenootprentjies wat Johannes in die teksgedeelte vir ons uitwys, wys hy vir ons 'n verdere verskil uit. Want elkeen van ons wat uit God gebore is, wat bely dat Jesus die Christus is, het vir God lief. As gelowiges is ons in staat om vir God lief te hê, omdat hy ons eerste lief gehad het. Ons het vir God lief, wanneer ons volgens vers 3 sy gebooie gehoorsaam. Die gebooie van God is natuurlik die 10 gebooie. Nou vanuit onsself het ons vir mekaar gesê dat ons sondig is, en daarom kan ons nie self die gebooie van God gehoorsaam nie. Maar God het dit geweet. Hy het geweet dat ons te sondig is om self sy gebooie te gehoorsaam, en daarom, uit liefde vir ons, stuur hy dan sy seun, Jesus die Christus, na die aarde toe. Johannes 3 vers 16, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wie in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het van die begin af nog altyd sy liefde en genade eerste aan ons kom bewys. Hy het sy seun aarde toe gestuur as ons verlosser. Aan die kruis het Jesus al ons ongehoorsaamheid aan God se wette op hom gedra en is hy daarvoor gestraf. Daarom weet ons dat geen een van ons verlore sal gaan nie, maar dat ons die ewige lewe sal hê. Gemeente, God stuur nie net sy Gees sodat ons sal bely dat Jesus die Christus is nie. Hy stuur ook sy Gees sodat ons sy wette sal kan gehoorsaam. God stuur sy Gees, want sonder God se liefde en sy genade is dit vir ons onmoontlik om enigstens op te tree soos wat hy van ons vra. Maar deur die Gees van God is dit vir ons moontlik om dit te doen. Dit is nie net moontlik nie, maar is dan vir ons maklik. Vers 3, sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie. As kinders van God is dit vir ons maklik om sy gebooie te gehoorsaam, want al struikel ons, al maak ons soms droog, weet ons dat ons nog steeds binne in God se liefde en in sy genade leef. Nog steeds weet ons dat ons uit God gebore is. Selfs al kry ons dit nie altyd reg om te leef soos wat hy van ons vra nie, kies God nog steeds om ons God te wees en te bly. As kinders van God is dit maklik om sy gebooie te gehoorsaam, want God het ons lief met vaderlike liefde. Met liefde wat nooit voorwaardelik is nie. Liefde wat ons nie sal straf, sal verwerp of sal ontken wanneer ons tekortskiet nie. God het ons liefde met liefde wat sy enigste seun na die aarde toe gestuur het, sodat hy in ons plek gekruisig sal word. Sodat geen een van ons verlore sal gaan nie, maar dat ons die ewige lewe sal hê. As kinders van God is dit maklik om God se gebooie te gehoorsaam, want hy lei ons en stel ons in staat om dit te kan doen. Geliefdes, wanneer ons God liefhet en sy gebooie gehoorsaam, dan kom sê Johannes vir ons in ons teksgedeelte dat ons ook op so 'n manier ons naastes liefhet. Vers 2, hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie gehoorsaam. Daar is geen beter manier om te bewys dat ons naastes liefhet as wanneer ons God se gebooie gehoorsaam nie. Want wanneer ons nie steel nie, nie moord pleeg nie,
nie begeer nie vals getuies teen 'n ander aflê nie en nie egbreek pleeg nie, dan het ons ons naastes lief, soos wat God in sy woord vir ons kom leer om ons naastes lief te hê. Die twee huisgenootprentjies, nog 'n verskil tussen ons en ongelowiges, is dat ons vir God kan lief hê, want ons leef altyd binne in God se vaderlike liefde. Daarom lei hy ons om nie net vir hom lief te wees nie, maar om ook ons naastes te kan lief hê. Dit is egter nie waar van ongelowiges nie. Hulle leef nie binne God se liefde nie, want hulle ontken sy liefde. Daarom kan hulle ook nie vir God lief wees nie. Gevolglik leef hulle nie volgens die gebooie van God nie, maar leef hulle eerder op 'n manier waarmee hulle tevrede is, 'n manier wat hulle verkies. Op so 'n manier is ook hierdie verskil tussen ons, die kinders van God, en die ongelowiges, geanker in wie God is en in wat hy vir elkeen van ons kom doen het. As ons dan 'n laaste keer na hierdie twee huisgenootprentjies van Johannes kyk, dan lees ons in vers 4, dat enigeen wat 'n kind van God is, die sondige wêreld deur geloof kan oorwin. Ons as gelowiges behoort nie aan hierdie wêreld nie, want ons is uit God gebore. Jesus het ook gesê dat ons nie aan hierdie wêreld behoort nie, toe hy in Johannes 17 tot God gebid het, bewaar hulle in U naam. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Geliefdes, ons behoort nie aan die wêreld nie, want deur Christus is ons oorwinnaars oor die wêreld. Ons is oorwinnaars nie omdat ons ouliker of beter is as ongelowiges nie. Ons is slegs oorwinnaars oor die wêreld omdat God genadig is, omdat Jesus, die Christus, eens en vir altyd die sonde, die dood en die wêreld aan die kruis kom oorwin het. Ons, as gelowiges, as kinders van God, kan daarom net oorwinnaars oor die wêreld, die sonde en die dood wees, wanneer ons in Jesus Christus se oorwinning deel. God se woord is duidelik. Ons deel net in Jesus se oorwinning wanneer ons bely dat Jesus die Christus is. Net dan is ons oorwinnaars oor die wêreld. Johannes se twee prentjies. Ons is oorwinnaars oor die wêreld want ons bely dat Jesus die Christus is. Die ongelowiges bely nie dat Jesus die Christus is nie. In plaas daarvan maak hulle eerder staat op hulle eie kennis en hulle eie wysheid om hulle self te kan red. Hulle maak staat op hulle eie kennis en wysheid om vir hulle aardse rykdom op te gaar. Die ongelowiges is deel van hierdie wêreld wat ons in Christus kom oorwin het. Waar ons uit God gebore is die ongelowiges uit die wêreld gebore. Daarom is hulle fokus op die hier en die nou. Hulle jaag agter feilbare aardse dinge aan. Maar anders as die ingesteldheid van die ongelowiges, is ons as kinders van God ingestel op God, op sy woord en op die ewige lewe wat hy vir elkeen van ons kom gereed maak het. Op so 'n manier verskil ons ook van die ongelowiges, want ons is oorwinnaars. Ons is oorwinnaars oor die wêreld alleen omdat God genadig is en omdat hy kom maak dat ons in hierdie oorwinning van Christus kom deel. In God se vaderlike liefde lei hy ons om oorwinnaars oor die wêreld te wees wanneer ons sy gebooie gehoorsaam en nie leef soos wat ons hier op aarde goed dink nie. Die ongelowiges leef soos wat hulle goed dink. Hulle het nie vir God lief nie en daarom kan hulle ook nie volgens sy wette leef nie. Hulle leef eerder op 'n manier wat hulle pas, 'n manier wat hulle sien wat goed is. Op so 'n manier is dit duidelik dat ons uit God gebore is, terwyl die ongelowiges uit die wêreld gebore is.
Gemeente, ons is vandag reeds oorwinnaars, want die Gees van God lei ons om te kan bely dat Jesus die Christus die enigste oorwinnaar is. Ons is oorwinnaars saam met Christus oor alles wat teen God is en wat in stryd is met sy woord. Jesus, die oorwinnaar, het alle aardse dinge kom oorwin toe hy uit die dood uit opgestaan het. So het hy ons met God kom versoen, sodat ons 'n ewige lewe saam met God in die hemel sal hê. Dit is die ewige oorwinning waaroor Paulus gejubel en gejuig het, toe hy in Romeine 8 bely het, hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, engele of magte, teenwoordige of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte, of enigiets in hierdie skepping, kan ons skei van die liefde van God nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Ook in hierdie geval verskil ons van die ongelowiges, en is ook hierdie verskil geanker in wie God is, en in wat hy vir ons elkeen kom doen het. Geliefdes, wanneer ons kyk na hierdie twee prente van Johannes, dan is dit duidelik. Ons verskil van die mense wie nie uit God gebore is nie, alleen omdat God genadig is. Omdat hy ons sy kinders kom maak het, sonder dat ons dit verdien. Omdat hy sy vaderlike liefde aan ons kom bewys, sonder dat ons iets in ruil daarvoor hoef te doen. En omdat hy vir Christus die oorwinning aan die kruis laat behaal het, en ons daarin laat deel. As kinders van God is ons anders. Anders want ons ken en glo in die enigste lewendige God. Deur die Gees van God glo ons anders. Ons leef anders en ons dink anders as die mense van die wêreld. Mag ons, wie uit God gebore is, daarom vanoggend hier uitstap en gaan leef in die waarheid en in die realiteit van Christus se oorwinning. Mag ons in die week wat voorlê saam met Paulus gaan jubel en gaan juig, want niks, maar niks, wat in hierdie week vir ons voorlê, wat onverwags gaan opduik, of wat onverwags gaan skeefloop, kan ons ooit skei van die vaderlike liefde van God nie. Die liefde wat daar is in Christus, ons Here.